Vader hier, U seun het my bevry, U is in beheer. Ja, ek glo, en ek sal glo, ja, ek glo, U woord is waar, ja, ek glo, en ek sal glo, ja, ek glo, U woord is waar, U is die naam, bo elke naam, U heerskappy sal. As jy vandag 'n besoeker in Witfontein of dalk het jy onlangs deel geword van Witfontein gemeente, dan sal jy dit ongelooflik interessant vind dat ons besig is met 'n geloofsreis wat oor 30 weke loop, bekend as Ek Glo. En die reeks dan in 3 dele gedeel van 10 weke elk. En vandag is ons al by week 13 en ek wil vra vir elkeen hartlik welkom sê by die reeks bekend as Ek Glo. So as vandag jou eerste geleentheid is jy baie welkom by die geloofsgroeiveld of daarop gefokus is om te dink soos Jesus, om te doen soos Jesus en om te wees soos Jesus. Nou eerste 10 weke het ons gaan dink wat glo ek? En nou is ons besig om te doen. Wat moet ek doen met al die dinge wat ek glo? Hoe gaan my geloof oor tot in praktyk? En hoe lyk my geloof prakties? En ek dink dit daag ons almal uit, want dit klink na baie goed wat ons al van kindsbeen af doen, of dink ons doen dit, soos om God te aanbid, het ons in die eerste een van hierdie reeks gaan kyk, of om te bid, of om vandag, kyk ons na hoe om Bybelstudie te doen, en hoe is dit deel van my lewe, en dan moet jy jouself afvra, hoe mate kom ek nog by hierdie eenvoudige goed, wat eintlik so deel van my as Christen se lewe is, hoe kom ek daarby uit, hoe aanbid ek die Here, en hoe bid ek, en hoe doen ek Bybelstudie, as ons maar net na die eerste 3 kyk, om volgende week gekonfronteer te word, om te kyk, lewe ek doelgerig, het my lewe doel, weet ek waarom ek hier is, wat maak ek hier, en hoe ek lewens aanraak deur my lewe. So gebeur dit dan ook, dat wanneer ons nie hier by mekaar is, op 'n Sondag tydens die erediens is nie, gebeur die erediens van die lewe, waar ek en jy ons elke dag, ons dagtaak verrig, maar ergens in hierdie besige week, is dit so dat party van ons tyd maak, om in stilte tyd met die Here, ook Bybelstudie saam met hom te doen, en in daardie stilte tyd, bietjie by die Here stil te word, en te hoor, wat wil hy vir my lewe sê? So, wanneer ons nie by mekaar is daar van ons, wat so bietjie dieper delf, in die woord van God, is daar van ons, wat regtig God se woord van vat, en dan speel ons, en ons worstel, tot ons God se stem, baie duidelik vanuit sy woord, in ons lewens hoor. En ek wil volgende net 'n paar foto's wys van 'n paar ouens in die gemeente wat regtig baie moeite doen met hulle Bybelstudie in die klein groepe. Kom ons kyk net gou na 'n paar foto's. Goed, gaan vra maar vir een van daardie wat op die foto's was, en daar's ander foto's wat ons so by kon sit, van ander klein groepies, waarvan ons nou nie foto's het nie. Maar vra hulle die vraag, wat beteken daardie uur en 'n half per week vir hulle in Bybelstudie? Gaan vra vir hulle, en hulle gaan vir jou sê, daar is geen prys daaraan gekoppel nie, dit is 'n pryslose waarde, toegevoegde waarde in hulle eie lewe. Gaan kyk maar na hulle Bybelstudieboeke vandag oor die Ek Glo reeks. Dit is volgeskryf, dit is bekrag. Gaan kyk na hulle preeknotas, wat julle ook terloops gekry het, en wat julle kan gebruik om aantekeninge te maak, terwyl ons oor die preek gaan. Gaan kyk hoe lyk die ouens se preeknotas, daar was aantekeninge gemaak, want dit is vir hulle baie belangrik. En so het ons elkeen, een of ander tyd, dalk as jy nie in 'n klein groepie waar die Bybelstudie, jou net dalk in jou stilte tyd, die kans en die geleentheid om die Here te ontmoet, en regtig net God se woord, kans te gee om in jou lewe in te kom, en toe te laat dat dit jou verander. Maar dalk is daar vanoggend van ons, wat dink, dat hierdie een keer 'n week meer as genoeg is.
Dalk is daar van ons wat dink dat solank ek net my Bybel het, dan is dit alles goed en wel. Ek hoef hom nie te veel te lees nie. Maar kom ons vat die fokus vir 'n oomblik weg vir jou. Van ons ou wêreldjie is dit so dat ons wêreld fokus het baie meer verander. Daar word nie meer boek gelees soos in die ou dae nie. Boeke is in die meeste gevalle toeboeke. Boeke is iets wat eenvoudig nie meer gebruik word nie, want ons almal gebruik eerder 'n device wat 'n screen het. En daarom staan ons wêreld vandag bekend, of die generasie vandag, as die screen generation. Alles word met skermpies gedoen. Jy kan nie 'n geld trek sonder 'n skerm by 'n tellerbank nie. Alles is skerms. Waar jy kom, is dit skerms. Alles kom vinnig, dis soos kids in ons hele wêreld in. Tegnologie is in die hand van die armste van die armstes. Want gaan kyk wat die eerste bare necessity van elkeen is 'n selfoon. As jy 'n selfoon het, het jy toegang tot omtrent enige ding, ook tot die Bybel. Maak nie saak watter vertaling nie, maar onder die son het jy omtrent alles in een instrumentjie. So boeke word eenvoudig nie meer gelees nie. Om daarmee saam te sê, as boeke nie meer gelees word nie, dan het hierdie boek ook 'n toeboek geword in baie huise. Daar word gesê 'n Bybel en 'n valskerm en 'n tellerbank werk presies dieselfde. Solank dit toe is, werk dit toe. 'n Bybel moet ook wees, 'n valskerm moet ook wees, en 'n tellerbank moet ook wees voor dit begin werk. Het jy al gesien wat lyk 'n ou wat val uit 'n vliegtuig uit en hy weet sy valskerm gaan nie oopmaak nie. Daai ou se gesig van angs en vrees lyk baie keer soos iemand wie se lewe uitmekaar uitval omdat sy Bybel 'n toeboek is. Ek dink daardie ooreenkoms is so groot, soos 'n valskermvaller weet, ek is nou besig, hy wil nie doodval nie, hy wil land ergens, ek het 'n valskerm nodig om te land, en hy weet hierdie dorings en hierdie bome en hierdie grond en hierdie rotse en hierdie aarde kom nou nader aan my en die spoed van wit lig, net so belangrik vir jou en my om te weet, dat wanneer daardie Bybel oop is, en ek kom deel maak van my lewe, en ek God hoor in my lewe, dat my landing tog veilig kan wees. Nou die psalmdigter het een keer die vraag gevra, hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? Nou selfs vandag is dit 'n baie goeie vraag. As 'n jong mens dan vandag 'n skoon lewe leef, wat doen hulle? Wat doen 'n jong mens wat 'n skoon lewe leef? Vind hulle eenvoudig net die regte beroep? Kry hulle die regte werk, die regte universiteit, of die regte dieet, of die regte lewensmaat, en dan is hulle nou 'n goeie, skoon lewe, 'n regverdige lewe wat hulle lewe. Die psalmdigter gee die volgende antwoord. Hy sê, hoe kan 'n jong mens se lewe skoon hou? Deur om te hou aan U woord. 'n baie eenvoudige antwoord, so eenvoudig dat amper by mens verbygaan. Hou jou lewe skoon, hou jou lewe by God se woord, lewe wat hy vir jou sê. Nou die sleutelbestanddeel dan tot 'n skoon, produktiewe, regverdige lewe word gevind in hierdie boek. Dit is die sleutelbestanddeel van jou en my lewe om 'n skoon, regverdige, produktiewe lewe te mag lewe vanuit God se woord. Dit maak daarom sin om hierdie week se sleutelgedagte met mekaar te deel. Die sleutelgedagte is, ek bestudeer die Bybel om God en sy waarheid te leer ken en om leiding in my daaglikse lewe te ontvang. Ek bestudeer die Bybel om God en sy waarheid te leer ken en om leiding in my daaglikse lewe te ontvang. Nou ek hou van ons sleutelvers vir hierdie week, dis Hebreërs 4 vers 12 wat sê, die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Met ander woorde, die woorde van die Bybel gaan eenvoudig op plekke waar ek en jy nie kan gaan nie. Hierdie woorde van die Bybel is so skerp dat dit by plekke inkom waar ek en jy nie kan inkom nie. Hierdie woorde gaan tot by die ontmoetingsplek waar jou siel en gees mekaar ontmoet.
Kan jy my vat na daardie ontmoetingsplek toe, waar jou siel en jou gees ontmoet? Dis waar God se woord ingang vind in jou en my lewe. Hoeveel van julle het al daardie plek aangeraak, waar jou siel en jou gees ontmoet? Wie van julle het die plekkie aangeraak, waar jou gewrigte en murg by mekaar kom? Dis eenvoudig net te klein. Ek het nog nooit myne aangeraak nie. En nog wat daarvan as mens dit bysê om die oordeel as regter uit te spreek oor die bedoelings en die gedagtes van jou hart. Om self te gaan kyk wat broei in jou hart. Om self te gaan kyk maar wat is die motiverings, wat is die bedoelings en die gedagtes wat hier besig is om te broei in jou binneste in jou hart. Vir my is dit alles deur mekaar. Ek kan nie een van die ander onderskei nie. Ek weet nie wat is bedoelings, wat is gedagtes, wat is motiverings en wat is oorwegings nie. Ek dink die punt wat die Hebreërs skrywer wil maak is dit. God kom met sy woord en hy dring in ons lewens in. God kom en hy dring ons lewens totaal en al binne met die swaard van sy woord. Dis soos 'n tweesnydende swaard, alle kante toe sny. Dis 'n baie gevaarlike wapen. As jy hom eers in die hand het en jy weet hoe om te kan gebruik, het jy een van die kragtigste wapens wat jy kan hê, 'n tweesnydende swaard, wat tot in die diepste, tot in die binneste, tot in die intiemste plekke van ons harte kan insny. Hoekom dring God jou en my lewe binne deur sy woord? Eenvoudig om ons heel te maak. Eenvoudig om ons gesond te maak. Ek dink die Bybel is vir God wat chirurgiese handskoene en 'n skalpel vir 'n chirurg is. 'n Chirurg moet met daai skalpel en handskoene binne in ons ingaan en sny sodat ons kan gesond word. Dis wat God vir jou en my doen met sy woord. Wanneer ons om die geleentheid gee om ons lewens binne te dring en ons lewens ook te kom verander om ons gesond te maak. Kom ons sê hierdie swaard sny ons reg. Die Here sny ons reg met sy woord. Miskien het jy al die aanraking gevoel, hoe God jou lewe aanraak deur sy woord. Miskien sou ons kan opstaan en vanoggend getuig, hoe daardie woord op die regte oor op die regte tyd, jy net die regte woord gegee het. Miskien was dit een aand gewees toe jy alleen was, depressief was, heeltemal eensaam en verlore gevoel het, jy die Bybel opgetel en jy het gelees in Hebreërs 13 vers 5. Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. En diep in jou binneste het jy rustigheid en vrede ervaar, daardie gevoel van rustigheid het jy oorspoel en jy het vir 'n oomblik net die herinnering gehad. Ek is nie alleen. God is hier by my. En saam met hom kan ek 'n weermag stormloop. Miskien het jy eendag toe angs jou vrede kom steel het en jou geloof kom steel het iemand onbewuslik vir jou 'n boodskap gestuur, 'n ou versie op WhatsApp, op 'n SMS of op Facebook 'n versie gepost. Dalk Filippense 4 vers 6 wat sê: moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En vir 'n oomblik het jy innerlike vrede beleef. Te midde van dit wat op jou afkom en jy besef, dalk moet ek meer bid en minder bekommerd wees in my lewe. Of miskien het jy eendag agtergekom, maar elke keer as ek hierdie luiheid ervaar en luiheid aan my deur kom klop, dan sien jy maar jou vrou was so gaaf gewees om 'n versie teen die yskas vas te sit met magnete en daarop staan eenvoudig die herinnering van Kolossense 3:23 wat sê, wat jy ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Miskien is dit haar lewe vir jou te sê, my liewe man, moenie lui wees nie. En elke keer wanneer jy die verse sien, herinner jouself dat wanneer jy dit doen, doen jy dit nie vir mense nie, maar jy doen dit vir die Here. En dit dien vir jou as motivering en aanmoediging, sodat jy elke keer net beter en beter kan doen. En dis wat die woord van God in my en jou lewe doen. Want maak ons hierdie woorde oop, ontdek ons, dis lewend, dis kragtig, dit het die potensiaal om jou lewe te verander en te omvorm. En daarom is dit geen wonder dat die apostel Paulus
die volgende sê nie. Hy sê die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte met julle psalms, lofgesang en ander geestelike liedere tot eer van God sing. Die Afrikaanse vertaling, die 33 vertaling sê letterlik, laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Laat die woord binne in julle leef. Laat dit plek kry, Kolossense 3:16. Ek hou van die manier waarop Randy Vries daarop bladsy 258 heel bo aan Bybelstudie beskryf en ek glo. Hy sê die Bybel is die ware woord van ons goeie God wat hy self aan ons gegee het. Die eeueoue stories en woorde daarin is vol lewenskrag en energie en volkome in staat om ons op die regte pad te lei. Maar net soos met 'n betroubare kaart, moet ons dit getrou bestudeer, anders sal dit ons nie kan help om uit te kom waarheen God ons wil lei nie. Dit laat my dink aan die opdragte wat Paulus vir 'n jong dominee met die naam Timoteus ook gee. Hy sê vir Timoteus, en ek wil jy in die boei hoor vandag, hy sê dit eintlik ook vir jou. As Paulus met Timoteus praat, dan sê hy ook vir jou, let jou daarop toe, om jou tot beskikking van God te stel, as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra. 'n Arbeider wat hom nie vir sy werk hoef te skaam nie, maar die woord van die waarheid suiwer verkondig. Doen jou bes, let jou daarop toe, om jou tot beskikking van God te stel. Wees 'n werker, wees 'n arbeider, waarvoor God hom nie hoef te skaam nie. Die Afrikaanse vertaling sê, lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker, wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. Hoor die swaard in aksie, wat die woord van waarheid regsny. God wil verseker hê, dat ek en jy 'n arbeider, 'n werker sal wees. Iemand wat aktief instrument sal wees, en nie net 'n passiewe luisteraar nie. Maar werkers wat weet hoe om die woord van waarheid te hanteer. Werkers wat weet hoe om daardie instrument, daardie wapen reg te hanteer. Kan jy jouself voorstel, ons almal het al Braveheart gesien waar Mel Gibson die hoofrol speel en waar hulle letterlik elkeen die swaard trek, tuinsryk sulke vreeslike byle uit. En dan storm twee groepe mense teenoor mekaar uit met hierdie wapens. Maar een ding weet ek, daardie ouens, as hy daai wapen getrek het, weet hy hoe werk sy swaard. Hy weet hoe kap sy byle. Daardie ouens is gestaal. Hulle weet my wapen is in my hande net 'n verlenging van myself. Maar kan jy dink jy's deel van daardie weermag? En iemand druk 'n verskriklike groot swaard in jou hand. En jy het nie 'n idee wat is die voor of die agterkant van hierdie swaard, maar jy moet gaan veg. Hoe gaan jy vaar as jy nie weet hoe werk jou wapen? Hoe gaan jy aan die ander kant uit hierdie geveg uitkom as jy nie 'n idee het of hierdie 'n tweesydende swaard of glad nie 'n swaard is nie, dis dalk 'n pea shooter. As jy nie weet hoe jou wapen werk nie, het jy 'n redelike probleem. En dis daar net so in die Bybel ook, as jy nie weet hoe om reg te hanteer nie, is hierdie woord van waarheid dalk 'n groter gevaar in jou hand. Mag ons reg sny, mag ons dit reg hanteer. En as Paulus dit vir Timoteus sê, dan weet ons, hanteer dit reg, sny reg daarmee, dan word dit geïmpliseer dat mense ook kan verkeerd optree, dit verkeerd kan hanteer. So hoe word ons werkers wat die woord van waarheid reg hanteer? En om dit te antwoord moet ons begin met die regte vraag. Wat is die doel van die Bybel? Waarom het ons daardie boek gekry? En die doel van die Bybel is eenvoudig om God se plan van verlossing aan ons bekend te maak, aan ons te openbaar. Die doel van die Bybel is om God se plan van verlossing te openbaar. Hoe God jou en my verlos het van die sonde, die dood en die bose magte, word klokhelder in die Bybel vir ons uitgespel, geopenbaar, verduidelik en bekend gemaak. Dis die doel van die Bybel. Dalk het jy ook al gesien, ons sien dit vandag so baie. Ek kry so baie boodskappe wat my hare rys. As ek sien hoe mense die Bybel verkeerd hanteer en hoe ons goed aanstuur wat ons dink dalk reg is, maar ons in die Bybel laat buikspreek in daardie gedeeltes. Dalk het jy ook al gesien hoe mense die Bybel vir iets anders gebruik
as vir die doel waarvoor dit vir ons gegee is. Ek het al huisbesoek gedoen dat wanneer ek 'n Bybel kry en ek maak dit oop en jy begin nie by Genesis en jy blaai nog so hier by Genesis 2 en 2 stuk van Openbaring. Dan vra jy, wat het met die Bybel gebeur? Nee, doe my vrou was kwaad van hom, sy het my die woord gegooi. So baie keer word Bybels gebruik vir ander doele as waarvoor dit vir ons gegee is. Baie keer word dit as lyk vir my gebruik om iemand met die woord te slaan. Stel jouself voor, dat afbeeld om die ouens op vir jou deur. En almal het lang baarde, lang hare, lang wit klede met sandale aan. Kom ons sê daar 3 van hulle. Stel vir jouself voor. En dan wanneer jy hulle innooi, dit is seker die goeie ou dae, maar kom ons sê jy is goed gelowig en jy nooi hierdie 3 ouens wat soos Jesus lyk in. En jy begin praat en hulle sê vir jou, ons Bybel bestaan om vir ons te sê hoe om aan te trek en daarom is ons aangetrek soos Jesus. En dan gee ons sekere terme sê hulle vir jou, maar jy moet begin om jou Bybel bietjie op die letter te lees, want jy sit daar met jeans en 'n tee en met tekkies aan. Jy moet begin om jou Bybel te lees en maak. So letterlik lees hulle die Bybel dat hulle op die motors besit nie, op die fietsse nie, want Jesus het dit nie gehad nie, hy het nie fiets gery nie, hy het nie kar gery nie, so hulle loop met hulle sandale waar hulle graag wil wees, want so is die Bybel. So hulle gryp terug na 'n tyd, in 'n era, 'n kultuur, wat hulle wil herleef, om soos die tyd van Jesus, die gebruike daarvan te herleef. En dan baie interessant vra hulle vir jou, ag, maak vir ons 'n bietjie koffie. En jy dink by jouself, my maggies, daar moet jy van jy sê, Jesus het nie 'n ketel gehad nie. Dit is nie so vinnig dat 'n mens nou vir julle kan koffie gee nie, mens moet die Bybel nie te letterlik lees nie. En dan, vir hulle groet vra hulle vir jou geld. En die dag kom ek gee vir hulle net 'n paar rand, dat hulle net uit jou hare uitkom en dat hulle net in die straat af, net jy help hulle in die straat af. En dan vertel jy vir hulle en sê vir hulle, maar weet jy, hierdie geldeenheid is Suid-Afrikaanse rand. Jesus het nie Suid-Afrikaanse rande gebruik om hier te betaal. Hierdie ouens het vooraf besluit, watter reëls van die Bybel gaan hulle navolg en watter nie. En ek wil vandag met alle respek vir julle dit sê, hierdie manne hanteer die Bybel verkeerd. Hulle interpreteer dit verkeerd, want hulle gebruik die Bybel waarvoor dit glad nie geskryf is nie. Die doel van die Bybel is nie om vir ons te vertel hoe om soos Jesus aan te trek. Maar die doel van die Bybel is verseker om te dink soos Jesus gedink het. Om te doen soos Jesus gedoen het en om te wees soos Jesus was en soos Jesus is. Om elke hoek en draai sal ons mense kry wat die Bybel verkeerd hanteer. Gewoonlik is dit om 'n vooropgestelde idee wat jy het te regverdig, want hier lees ek dan, ek mag dit maar doen. Amper soos 'n geleentheid om 'n geveg te kan sanksioneer, het ek in Kaalsel Kerk met iemand gedeel en ek het gesê, die Jesus het ons geleer, wanneer iemand jou slaan, draai op die ander wang. Na die naweek kom jy ou terug en sê, ek glo nie ek het reg gekry wat jy gesê het, soos Jesus gesê het. Ek het die ou my laat slaan, die draai op die ander wang ook. Maar toe jy my die derde ou slaan, toe dink ek, my Jesus het niks van die derde ou gesê, die beslag kom terug. Ons kan die Bybel enigiets laat sê wat dit graag wil sê, om te regverdig, te motiveer, te bevestig. Party gebruik die Bybel om sosialisme te regverdig en ander om kapitalisme te regverdig. En al hierdie sienings is onaanvaarbare maniere om die Bybel te gebruik. So wat is die doel van die Bybel? Waarom het God vir ons 'n boek gegee, so oud soos die berg self, as ons na die Ou Testament gaan kyk en Nuwe Testament 2000 jaar oud, waarom het ons so 'n boek in ons huise vandag? Die Bybel sê self vir ons, die evangelieskrywer Johannes, so mooi, Johannes 20 vers 31, maar hierdie wondertekens is beskrywe in die woord van God, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Die Bybel bestaan volgens Johannes sodat ons kan glo. En deur te glo kan ons in sy naam verlossing hê en kan ons lewe. Dink jy vanoggend die volgende, stel jouself voor, jy word wakker in 'n enorme fabriek, 'n fabriek waar jy nog nooit in was nie.
Jy sien duisende mense aan die werk in hierdie fabriek, al die deure en al die vensters is toegeseël, niemand kan uit hierdie fabriek uitkom nie. Mense werk en ander slaap en ander spandeer alle tyd binne in hierdie fabriek. En in hierdie situasie, wonder jy by jouself, wat dink ek van hierdie fabriek met mense wat hulle tyd spandeer en slaap en soos mal mense heel dag van die môre tot die aand werk. Dalk dink jy iets soos, ek is nou hier, ek kan net sowel deel word van almal, ek kan ook maar werk en my tyd spandeer om saam met hulle in hierdie geroesemoes deel te word van die fabriek. Of dalk wonder jy, hoe het ek hier beland? Wat op dese aarde maak ek in hierdie fabriek? Hoe kan ek uitkom by die plek waar ek behoort te wees? Wat lê buite hierdie fabriek? Waarom is ek hier geplaas? Dalk wonder jy dit by jouself. En hierdie voorbeeld is net soos ons bestaan op aarde. Ons as mense is in ons bestaan ingegooi sonder enige keuse. Jy het nie gekies om hier te wees nie. So vrae soos, waar kom ek vandaan? Wat op dese aarde maak ek hier? Waarheen gaan ek nadat ek sterf? Is gedagtes wat soms, net soms, in my en jou gedagtes opkom. Soms vergeet ons dalk hierdie basiese vrae in ons daaglikse routine. Maar om die vrae te ignoreer, gaan eenvoudig nie help dat dit soos mits vir die son verdwyn. Waar kry jy antwoorde op vrae soos hierdie in jou lewe vandag? Wat maak ek hier? Waarheen is ek op pad? Waar behoort ek te wees? En ek het so pas die belangrikste vraag gevra wat jy in jou ganse geskiedenis en lewe sal vra. Dit is, hoe het ek tot hier gekom? Wat op aarde maak ek hier? Jy het nie gevra om hier te wees nie. Wie van julle het vrywillig gesê ek is bereid om 'n mens te word op aarde? Wie van ons het dit gedoen? Niemand nie. Voor ons nog geweet het wie is ons elkeen in ons moederskoot gevorm, ons het gegroei, ons het ontwikkel, ons is gebore, in jou tyd blykbaar geslaan, sodat ons longetjies kan oopgaan, jy het geskree, jy het 'n paar doeke deurgewerk, honderde, duisende, jy het so stadig maar seker gegroei, jy het geleer loop, jy het geleer praat, en dan ergens langs hierdie pad, vra ons die vraag die een of ander tyd in ons lewe. Hoe het ek hier beland? Wat maak ek hier? Wat op dese aarde maak ek hier? Dit was nie my idee nie, dink jy? Ons kyk na onsself en ons sien ek is van 'n sekere geslag, ek is 'n man of ek is 'n vrou. Ek het 'n sekere veldkleur, ek is gebore in 'n sekere deel van die wêreld. Ek het baie voorkeure, ek lyk anders as baie ander nasionaliteite. Ek het dinge waarvan ek hou en ek het dinge waarvan ek nie hou nie. En nie een van ons het ingeskryf daarvoor nie. So dis 'n baie goeie vraag, hoe het ek hier beland? En kort op die hake van hierdie vraag, lê die vraag, hoe kom ons uit waar ons behoort te wees? Want hierdie plek lyk nie vir my asof dit heeltemal werk nie, want mense maak mekaar hier dood. Mense haat mekaar hier en mense steel hier van mekaar. En party mense is eenvoudig net sleg. En ek self is ook nie te goed nie. Ek het begeertes in myself waarvan ek glad nie hou nie. Maar ek kan nie almal van hierdie goed beheer in my lewe nie. Daar moet 'n beter plek wees. Hoe kom ek waar ek behoort te wees? Wat maak ek hier en hoe kom ek waar ek behoort te wees? Nou almal vra hierdie vraag. Elkeen van ons het dit al gevra en ouens wat ook nie kinders van die Here is nie, vra die vraag. En wat mense dan juis anders maak is waarheen gaan hulle vir die antwoord op hierdie vraag? Hulle sê wat sê daar is nie antwoorde op hierdie vraag nie en hulle bou hulle hele teorie op hierdie hele gedagte van agnostisisme. Hierdie ding wat sê niemand weet nie. Ander ouens sê daar's nie 'n God nie, so as daar nie 'n God is nie, kan ons nie vir hom gaan vra waarom is ons hier en waar ons behoort te wees nie. So hulle bou hulle hele lewe op die filosofie van ateïsme. Ander weer bou hulle lewens op die idee dat daar 'n wye verskeidenheid antwoorde is. Soms soos 'n heksepot, jy gooi 'n bietjie in van die en 'n bietjie van daai en dan kry jy so 'n sintetiese antwoord. So 'n mengelmoes antwoord op hierdie vraag. Ander luister eenvoudig na hulle oom wat gereeld te diep in die bottel kyk en dan natuurlik slimmer as Salomo self is.
om die antwoord op hierdie vraag te kry. Maar ons almal gaan ergens om hierdie vraag te beantwoord, as elkeen doen. Wat God se kinders anders maak is dit. Ons glo dat God beantwoord daardie vraag. Sonder geheime. Beantwoord hy daardie vraag en hy praat deur sy gees en hy gee krag aan die woorde in hierdie boek om vir ons te sê wat maak ons hier en waarheen is ons op pad. Dit is lewend en is kragtig. Nie net is die Bybel die belangrikste boek in ons lewe nie, dis die enigste boek wat daar's hier 'n boek wat in tweede plek gelyk staan of ooit naby die Bybel vir ons kom nie. Want hierdie Bybel vertel vir ons wat nodig is om te weet. Dit vertel vir ons dat God se idee is, ons is geskape na sy beeld. Dit vertel vir ons dat ons voorgeslagte in opstand gekom het teen God. En as ons daar was, sou ons ook met ons sondige natuur en 'n basiese rebelsheid teen God voortgegaan het. Maar al het hulle teen God in opstand gekom, God het nooit teen hulle en ons in opstand gekom nie. En dan ontvou hierdie Bybel die nimmer eindigende poging van God om die tuin van Eden droom te herstel. En dit tot 'n plek waar mense die koning van die konings spontaan aanbid. Tot 'n plek waar hulle spontane bestuurders kan wees vir hierdie gesonde koninkryk van God. 'n Plek wat uitsien na daardie dag waar daar geen dood, hartseer en slegte dinge sal wees nie. Die Bybel maak dit bekend oor en oor deur profete, deur skrywers, deur disippels, deur Abraham en Rut, deur Ester en Jeremia en Daniël en selfs deur visioene in Daniël en Openbaring. En so kan ons gaan selfs deur daar gedeeltes soos Levitikus waar mens tydens in die slaap wil raak oor al die wette en die gebruike wat gegee word. Maar dit was goed om 'n sekere klompie mense in 'n kultuur waar hulle was, deur 'n moeilike tyd te dra en vir 'n riglyn te gee hoe om te leef naby aan die Here. Die Bybel is ryk, lewend en kragtig. En het ten doel om nie een geslag te help nie, maar alle geslagte. Nie net een eeu van waarheid te wees nie, maar vir alle eeue. Om die vraag te antwoord, wat op dese aarde maak ek hier? En dalk beleef jy dit nie as 'n seën nie, maar om daardie boek in jou huis en jou lewe te hê, is 'n oneindige groot seën. Vandag hoef ons dit nie te lees nie, ons kan dit luister in MP3, ons kan dit CD's indruk, ons kan op ons fone enige tyd in die Bybel luister in watter vertaling ook al, dit is vir ons gegee. So as jy weet hoekom jy 'n Bybel het, nie om stof te vergader nie, maar wel om te gebruik, dan is die tweede ding om 'n passie vir die Bybel te hê. Wanneer jy weet wat is die doel van die Bybel, mag jy die Here bid om in jou hart hierdie passie vir hierdie boek te gee, dat jy 'n begeerte daarna sal hê, dat jy weet, wanneer ek daai boek nie kan lees nie, wanneer ek nie 'n deel van my lewe kan maak nie, het ek 'n drang na dit toe. God sê deur die profeet Jesaja, slaan ag op die mense nood, op die een wat berou het oor sy sonde, wat ontzag het vir my woord. Hulle wat die woord van die Here sien en met ontzag vervul is, en wat die woord van God hoor en met ontzag vervul is, die Here sien hulle raak, sê Jesaja. Soos die koning Josia, jong koningie, gemaak het toe hy die woord van die Here hoor, en hy sy klere geskeur, hy begin huil toe hy 'n ongeleesde geskrif wat in die tempel ontdek is, vir die eerste keer hoor hoe dit voorgelees is. Soos Nehemia met die herstel van die mure van Jerusalem, hulle vier fees, hulle kry 'n priester om 'n deel van die Bybel van die môre tot die aand vir die volk voor te lees. Hulle vier fees en sê dankie. Soos 'n huishulp wat self nie kan lees nie, kan James Boyce vertel, in Bybelstudie afgelope week, toe sy vir haar huishulp 'n Bybel in haar taal gekoop het, en alhoewel sy nie kan lees nie, het hierdie vrou vir haar kinders gevra by die huis, lees vir my Psalm 23. So het sy Psalm 23 vandag het haar kop uitken, en James sê sy is besig met haar Bybelstudie afgelope week, en hier kom die huishulp en sê, dit is so lekker om te sien dat jy ook besig is vir die Bybel, want daardie Bybel wat jy vir my gegee, ek maak hom baie keer net oop, enige plek, en dan dink ek net aan die woorde van Psalm 23. Word ek so sterk om te weet dat die een of ander tyd
hy ook vir my sal uitbring by die waters en weivelde, waar daar rus en vrede is. Sonder om te kan lees, het sy ontzag vir die woorde wat in die boek opgeskryf is. En dit bring my by die kritiese vraag vandag. Watter rol speel Bybelstudie in jou lewe? Watter rol speel Bybelstudie in jou lewe? Bybelstudie is meer as om net 'n stukkie te lees. En 3 sekondes later te vergeet wat jy gelees het. Bybelstudie gebeur wanneer jy iets saam met jou vat en jy 'n bietjie kan herkou en dit kan deel word van jou lewe. So, watter rol speel Bybelstudie in jou lewe? Want die opdrag van Paulus aan Timoteus moet ook in jou lewe waar lê jy daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra, 'n arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig. Sny jy die woord van God reg? Hanteer jy die woord van God reg? Doen jou bes, sê Paulus. Moenie die taak vir iemand anders doen nie. Moenie dit uitsource of uitkontrakteer aan iemand anders nie. Moenie hierdie een delegeer nie. Moenie een van die ouens wees wat sê, maar ons het 2 predikante wat dit vir my kan doen nie. Of sê ek sal dat iemand anders wat harde werk doen en wat al baie geleer het, my leer. Iemand wat al reeds geleer het, kan my leer. Nou dit is waar, daar is plek om geleer te word deur hulle wat geleer is. Maar dan is daar iets baie spesiaal wat dit toelaat, dat God self jou kom leer en jou hart ontmoet waar jy is. So moenie hierdie taak om die Bybel reg te hanteer weggee vir iemand anders nie. Jy doen dit nie met jou vakansies nie, of doen jy? Kry vir jou vakansiepersoon wat jy sê, ag asseblief, hierdie meelsteen om my nek van vakansie, ag asseblief, gaan nou net vir my vakansie asseblief. En as jy terugkom, kom vertel jy vir my van al die mooi plekke wat jy gesien het, vertel my van al die lekker kos wat jy geëet het, en hoe baie jy geslaap en hoe lekker jy gerus het. Wie van ons gaan ons vakansie so wil? Tweedens, nie een van ons nie. Jy wil jou vakansie eerstehands beleef, jy wil laat slaap, jy wil lekker kos eet, en jy wil mooi plekke sien. Jy doen dit ook nog nie met jou kos nie, doen jy? Jy laat iemand anders jou kos vir jou fyn kou. En dan sluk jy dit net wat fyn gekou is vir jou. Jy gaan toch nie spur toe en sê, jou ouens, ek is bietjie moeg om te kou. Het julle nie al reeds gekoude hamburgers nie? Dalk, sê jy soos 'n ma wat 'n kind probeer wat eet. Maak ook vir die vliegtuigie, ons almal ken daai ding, hoe om sit iemand te voer. Jy gaan na 'n Eaters Much Alike restaurant toe en hier is die pragtige slaaie uitgepak. Hier is die bak vleis en daar is die groente en hier is 'n bak. Dit lyk soos 'n chow wat daarin is. Die bordjie sê vooraf gekoude kos. Wie van julle sal dit in oormaat insteek? Hoeveel van julle sal daarvan hou? Jy doen dit tog nie. Nou luister baie mooi. Van julle daartoe. En jy weet of dit vandag juist met wie ek praat, van julle daartoe, dat ander vir jou die woord van God herkou, en dan sluk jy enigiets in, asof dit soetkoek is. Deel van jou geestelike dieet kom wanneer jy self dit kan. As jy dink dat jy geestelik standvastig sal wees as resultaat om 1 keer 'n week na 'n preek te kom luister, dan wil ek vir jou sê, is jy geestelik arm. Dan gaan jy agterkom jy swak word en hoe jy siek word, want dit is eenvoudig nie genoeg om God te leer ken. Paulus sê vir ons elkeen, vir my ook, ek is dankbaar, ek word gedwing. Die Here dring my om elke week 'n boodskap te kan gee, en self besig te wees naby hom tyd met hom te spandeer, om voor te berei, ongelooflike perk om 'n dominee te wees. Maar in die perk ontmoet ek my Here elke dag, elke hoek en draai waar ek 'n gebed mag doen, en hom beter kan leer ken. Maar doen jy jou bes. Jy is dalk in 'n ander situasie, en jy daarop toe om
voor God neer te buig en as 'n werker op te tree wat hom nie hoef te skaam nie, want jy kan die wapen hanteer want jy spandeer tyd met daardie wapen. Inteendeel wil die ene tog sê, Here, ek skaam my nie, want ek kan die woord van waarheid hanteer. Ek verstaan nie alles nie, Here, maar ek kan dit hanteer want ek glo die woorde wat daar opgeskryf is. Ek het gunstelinge versies, ek het stukkies in die Bybel wat ek in my kop uit kan opsê wat vir my in my lewe so baie beteken het. Op 'n kamp verlede jaar in Wandel die Woord, vra ek die oggend net, deel met my jou versie wat jou lewe verander het. Wat 'n emosionele geleentheid. Trane het geloop omdat mense uit hulle koppe uit 'n vers kon opsê omdat daai vers op die regte tyd in hulle lewe verander het. So maak die Bybel 'n verskil in ons lewens, ek dink dit doen. As resultaat van hierdie stukkies wat ons kon opsê, kon jy dalk net op die regte tyd vir iemand anders iets beteken. Kon jy sê, daar was 'n tyd in my lewe dat ek ook bevoel het, dis klaar met my, maar Psalm 30 vers 6 het vir my in oggend oopgebreek, dit sê, gisteraand het ek gehuil, maar vandag lag ek alweer. Vers het my opgetel het, op die regte tyd. Wanneer jy deur angsvolle tye gaan, is dit gedagtes van hierdie stukkies wat jy ken. Jy het 'n geloof waarop jy jou lewe kan bou en jy kan die vrae beantwoord. God, jy's aarde het hier gekom en waar behoort ek uit te kom met my lewe? Ek weet wat ek hier maak, ek weet waarin ek op pad is. Dis die mens wat God wil hê jy moet wees. Jy's 'n persoon van die woord van God. En ek wil amper amen sê, maar net prakties 3 dinge. Hoe doen ek Bybelstudie? Eerstens, kies 'n tyd op jou program en boek dit vir God. Dit is baie belangrik, anders jy het nooit daarby uitkom nie. Teken dit aan in jou dagboek. Sit vir jou tyd uit. Dis my tyd met die Here. As iemand jou bel en na die tyd of 'n afspraak na die tyd wil maak, sê net jy's reeds bespreek. Ek het 'n afspraak met God. Jy hoef dit dan nie waarskynlik te sê nie, maar dis jou tyd met God. Wees jaloers op daardie tyd. Jy gee dit nie vir iemand anders as jy dit vir God uitgeboek het nie. Ander dag bel ek 'n vriend en ek kry hom nie en ek bel hom 'n uur later. Ek sê vir hom, ek het nie vroeër geskakel, waar was jy? Hy sê nie, hy het hoor die voorlyn waar hy was besig met gebed. Hy het tyd met God spandeer. Ek dink dis hoe ons ook met God, ons tyd moet afsonder. Niks en iemands belangriker is daardie tyd wat jy met God kan gebruik. Wees jou Bybel bidend. Ons het tog krag en insig van die Gees nodig om met die waarheid uit te kom. Daarom begin ons met gebed en ons vra vir God vir hulp. Jesus beloof ons, ek sal vir jou help, ek stuur vir jou 'n helper. Ek sal die Vader vra en hy sal vir jou 'n ander voorspraak stuur, 'n helper om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. En dan lees jou Bybel versigtig. Jesus sê, vra of julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop of julle sal oopgemaak word. Bly soek en jy sal dit kry. Die Bybel is minder van 'n koerant wat ons deur die blaai vinnig scan, deur die kolomme scan, maar meer van 'n myn wat ontgin moet word vir sy skatte. Dit weer sê, die Bybel is minder van 'n koerant wat ons scan vir antwoorde, as wat dit 'n myn is wat ons myn vir sy skatte. Die slim ouens in Spreuke het die volgende gesê, soek die wysheid soos die silwer sy soek, spoor dit op soos 'n verborgde skat, en dan sal jy weet hoe om die Here te dien, en jy sal ontdek wat dit is om God te ken. Val weg, en lees tot iets jou opval. Val weg, totdat iets jou tussen die oë slaan. En maak seker of dit die Heilige Gees is wat vir jou sê, dis wat ek jou op die hart wil druk. Koester daardie woord. Soms kry jy baie en ander keer minder. Partykeer lees jy en lees jy en lees jy, en jy voel jy moet ek nog die hele Bybel 2 keer lees vir ek iets kry. Maar kry sal jy kry. Dalk is dit soos by die dogtertjie wat haar eerste dag skool toe is, daar naval vir die middag by die huis, het jy enigiets geleer, was eerlike antwoord, ek dink nie so nie. Ek sal moet terug aan skool toe môre en oormôre en die dag daarna. En net so is dit met die Bybel, gaan terug na God se woord toe. En weet dat God jou sal ontmoet. Hy gee dit vir ons bietjie vir bietjie, soos hy vir Israel dit gegee het in die woestyn, genoeg manna vir elke dag. Kan ek vra vandag, neem jou Bybelstudie ernstig op. Weet hoe om jou Bybel te hanteer en weet hoe dit sny. Amen. Kom ons bid saam.
Hemelvader, help ons elkeen vandag om onsself voor U te stel as 'n werker, 'n arbeider wat nie skaam is daarvoor nie. Dat ons nie skaam sal wees oor ons die woord van waarheid hanteer nie. Maar help ons om dit reg te hanteer. Help ons om met U woord reg te sny. Laat ons 'n kerk wees, en laat ons 'n kerk word wat gebou is op U woord. Laat ons die kinders wees, wat van U af, as ons leermeester, U woord ontvang. Dankie vir U woord, dankie vir die Bybel. Maak dit 'n oop boek, 'n veranderende boek in ons elkeen se lewe. Amen. Ons slotsang is Psalm 258, strofe 1 en 3. Lees op Psalm 258, strofe 1 en 3. Dat nou die Here se seën in jou lewe met die sin van die Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons elkeen wees en bly.